Baie dankie dat jy ingewillig het om dit te doen. Dis Moedersdag vandag. Ek sien nie werk Moedersdag. Sy het my afgegee omdat dit Moedersdag is, gee sy my af. Ek hoop ek het nog vanaand voorreg om hier te kan staan. Miskien vat sy nog vanaand ook. Baie welkom aan hoor. Here seën vir jou hoor. Dankie. So ek wil vra watter ma wat hy is, nee, of watter vrou wat hy is, gaan gym toe. Wat jy oefen, wat jy lekker fiks is. Margriet, jy? Gym by die huis? Ja. En jy gaan gym toe? En wie nog? Wie gaan nog gym toe? Okay. En gaan jy gym toe? Mama gym toe? Gaan mama ons kom help. Sal mama ons kom help? Bring haar gou vorentoe vir my. Vat haar aan haar hand, dan bring jy haar vorentoe. Wat is hy? Ek kom beweeg te veel rond. Ek. Magda, kom help my. So. Okay, is dit beter? Kan julle my hoor? Jy moet nie vir my sê ek beweeg, ek moet nie beweeg nie, want dan kan ek nie praat nie. Ek gym ook. Ek gym ook. Weet julle wat, nee, ek tel elke dag van my lewe byna met 10 kg gewigte tel ek op. Maar nou nie so nie. Gee jy. Tel hom op elke dag van my lewe. Klomp keer. So eintlik is ek ook kan ek ook amper hier staan. Maar dankie, sal julle my help? Dankie Gerard. Jy span my in soos mense perd inspan. Goed. So wat ons gaan doen is die volgende. Ek het 'n klomp handsakke hierso, nie net handsakke nie, sakke. Maas het ons baie sakke. As dit nie 'n Pick n Pay sak is nie, is dit 'n woolly sak of 'n handsak of 'n checker sak of 'n 60 sak. Goed. Nou gaan ek vir julle drietjies vra. Ek gaan hier net so 'n bietjie vorentoe kyk of julle so 'n bietjie sal staan so. Maar julle hande moenie aan mekaar raak nie. Staan so. Dis goed. So ek gaan nou vir die fikste een van die lot staan bietjie hiernatoe. Staan nie laat hierdie mense ook kan sien. Dis hy. Staan nog steeds so? Dankie Lammy dat jy gesê het, hoor. Goed, kan ek maar 'n sak aan jou arm hang? Okay. Ek gaan 'n sak aan haar arm hang. Party van hierdie sak het bietjie gewig, party meer gewig. Kyk nog een aan. Nou saam speel hierso, anders is my hele tok in sy kanonne. Jy sien hier's nog. Jy moet ook so staan. Julle albei moet so staan. Okay. Nog enetjie ophang. Kijk, enetjie die kant aan. Dankie dat jy my die toestemming gee. Dit is 'n apteeksakkie. Miskien kan ek dit? Sê. Een sakkie daai kant. Nee, ek vra vir jou. Dankie. En dan sien nog net tweeetjies. So jy kan. Nog enetjie? So nou. Sê ja. Daar sê. Okay. Is jy okay daarmee? Okay, sy's nou nog okay. Ons gaan vir haar vandag 'n gym sessie gee laat ek vir die hele week nie hoef te gaan oefen nie. Goed. Hoe voel jou armpies? Dat ek sommer 'n mikrofoon kry laat ons dit uit jou mond uit kan hoor. Hoe voel jou arms?
Hulle raak nou moeg. Is dit? Sal jy nog kan uithou? As ek moet sal ek. Okay, baie dankie. En hoe voel jou arms? Ja, goed, dankie. Okay, natuurlik. En jou arms? Hulle kan nog aan dan nie. Ah. Hierdie vrouens ken van uithou. Goed, staan maar nog so 'n stukkie tot sy ingee. Jy gaan vir ons sê tot wanneer. Maar die kerk kom 12 uur uit, 11 uur uit, hoor. Ek weet jy kan, maar ter wille van die tolk. En julle tweeetjies staan net so. Raak jy bietjie moeg? Okay, ek het bietjie hulp nodig. Okay, wonderlik. Wil jy jou arm hier deursteek? Sy gym ook, né? Nee, eintlik bokant insteek. So jou arm hier ook. Insteek en daar insteek. En jy kan jou arm, jy moet eintlik jou arm op haar skouers sit. Pas hy. Voel dit bietjie beter? Alright. Kom ons kyk hierso ook. Ja, dieselfde. Dat sy haar arm op jou skouer sit. Voel dit beter, Maritza? Alright, en hoe voel julle armpies? Nie so lekker soos nou nie. So, Maritza, help die ondersteuning? Alright, maar die sakke is nog steeds dieselfde, swaar. So swaar soos nou. Ek meen ek het niks uitgehaal nie. Niks afgehaal nie. Okay. En jou arms? Jy trekbokse gepak. Jy's reg vir die storie. Goed, ons wag nog so rukkie. Ja, ek speel sommer. Julle kan maar julle arms laat sak. Kom ons haal vir die sakke af. Dan kan ons die sakke so, ja, sommer net daar neersit. Maar dit sal maar met julle moenie gaan sit nie, staan net hierso. So Maritza, hoe het jy die aktiwiteit ervaar? My arms het baie moeg geraak vandag, maar toe die hulp bykom, toe raak dit beter. Toe's dat weer, kan jy weer aangaan. Het dit erger geraak na mate ek meer sakke gehang het? Definitief. Okay, na mate die gewig meer geraak het jy dit Moer vir jou geraak, ja. Moer vinniger moer geraak. Hoe het jy dit ervaar? Die las was nie so groot nie. Maar ek jou arms moeg geraak. Bietjie meer, ja. Okay, haar las was nie te groot, seker nie so groot soos haar las nie. Nee, ek dink definitief beter. Maar jou arms het ook moeg Ja. geraak. Goed. En toe jy deel van die gewig dra? Dit was bietjie swaarder, maar nie onhoudbaar nie. Okay, maar jy gym nie. En jou arms? Nee, hulle was so right in die begin, maar hoe langer ons dit opgehou het, hoe dan begin dit of dit so 'n bietjie lam begin raak. na Daar ruk. sê. En na toe jy haar gehelp het met die Nee, gewig? mens kan voel dit het ook 'n bietjie invloed gehad, maar mens kon nog aangaan, ja. Okay. So, wag net eers 'n bietjie. In een van hierdie sakke is daar weliswaar vir julle elkeen 'n geskenkie om dankie te sê vir julle deelname. 'n Woewe sakkie. Wat sê? Baie dankie. Julle kan maar gaan sit. Dankie. Ons klap vir hulle lekker hande. So ons het dis nou maar net 'n praktiese voorstelling van hoe ons laste dra, nê. Nee. So dit is nou maar 'n handsakkie wat bietjie iets ingegooi is en haar arms het moeg geraak. Maar kom ons dink bietjie, watse laste dra ons? Kan ons in ons lewe dra? Ek praat nou nie van 'n fisiese swaar ding nie. Watse laste het ons? Watse probleme en bekommernisse het jy wat vir jou voel soos jy kan nou nie verder nie? Noem vir my bietjie. Kylen, jy het nou iets gesê vir jou ma. Wat het jy sê? Skorrelgoed en wasgoed. Is dit die las wat jy dra? Nee, maar ek soek die las wat jy dra. Skoolwerk. En jou ma het skottelgoed en wasgoed. Is dit so? Okay. Wat se laste dra ons nog? Noem bietjie.
Bekommernisse, wat se bekommernisse? Oor wat? Geld. Wie dra 'n las oor finansies? Wees nou eerlik. Kom. Almal dra omtrent 'n las oor finansies, nê? Goed, wat se laste kry ons nog? Finansiële laste, bekommernisse oor wat? Eksamen, hoe sê jy? Ekskuus? Oor siekte. As iemand siek is, het ons bekommernisse daaroor. Wat nog? Help my bietjie. Wat se met kinders? Met kinders, met familie. Ja. Wat se werkslaste? Jou baas sê vir jou, hier's 'n sperdatum. Jy moet nou hierdie maand hierdie maand moet jy top. Hierdie maand kan jy nie dieselfde bereik as die vorige maand. Nee, sperdatums en groepsdruk. Groepsdruk kan baie druk veroorsaak, kan baie bekommernisse veroorsaak. Goed, help vir my nog. Wat se bekommernisse het julle hiervoor? Wat se worries het julle? Niks worries nie. Weet, ons moet terug gaan skool toe. Eksamen is 'n groot bekommernis, nê, vir kinders. En leerwerk en huiswerk en al die druk van die skool af. En daar's nog baie. Sê gou vir my nog bietjie. Ja. Om wyse besluite te neem. As jy besluite moet neem en jy weet nie as dit die regte besluit nie, nê, om wyse besluite te neem. Jy het gesê oor ons veiligheid. Ja. As mense in die dorp loop en dan loop jy al klaar. Jy kyk hierso, jy's baie paraat, nê. OK, dit is alles laste, Aurelia. Tydsbestuur, absoluut. Ek het 'n klompie nog hier neergeskryf. Ek gaan vir julle sê, huweliksprobleme, probleme in verhoudings, sondelaste. Partykeer sit ons met sondelaste en ons weet nie wat om daarmee te maak nie. En ons dra maar net daai las en ons kry baie swaar oor dit. Verwagtinge van ouers, verwagtinge van die baas van wie jy werk. En baie keer dan steek mens jou laste en jou probleme so goed weg, laat niemand dink jy het 'n las nie. Is dit nie so nie? Baie keer dan bly jy maar net stil en jy hou aan glimlag en jy sê niks. Een van die kindertjies sê vanoggend, een van daai klein seentjies, die tweelingkie, ek vra hoe voel hulle uit 10 uit? Hy maak sy duimpie so, ek sê, is dit 'n 10 of is dit 'n 8? Hy sê dis 'n 8. Hy sê ek is nie lus om te lag nie, ek is net lus om te glimlag. So ja, baie keer is dit maar net hoe ons voel. Ons steek ons laste weg en niemand weet van die verskriklike laste wat ek en jy dra nie. Partykeer as die lig afgeskakel word en jy's alleen in jou kamer en dan gaan haal jy nou maar die tissue uit jou mou uit en jy dra jou laste, voel dit vir jou alleen. Nou, is dit 'n goeie ding as niemand weet van jou laste nie? Hoekom, Benedict, hoekom dink jy dis nie 'n goeie ding nie? Dan moet jy dit alleen dra, soos Maritza hier gestaan, nee. Haar arms het nadat sy sou dalk baie lank uitgehou het, sy's 'n vasbyter en sy gee nie sommer op nie, maar later dan sou haar arms dit nie meer kon dra nie, nee. Want mense is nie ontwerp om jou eie laste te dra nie, want ek wil gou vir julle 'n paar verse uit die Bybel lees en ek wil vra dat julle dit saam met my sal lees asseblief. Die eerste enetjie is in Galasiërs. Galasiërs, kyk, hy's amper so agterhalf in die Bybel. As jy na my Bybel kyk, Galasiërs 6. Galasiërs, Efesiërs, na al die boeke, na Korintiërs, kom Galasiërs. Galasiërs 6 vers 2, hoor wat sê die Bybel. Hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou beteken dit, jy moet elke ou se laste wat daar is op die aarde, moet jy help dra. Is dit wat dit beteken? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Goed, blaai bietjie aan, net so 'n paar boeke aan na 1 Petrus 5. Net bietjie nog agtertoe. 1 Petrus
Petrus 5 vers 7. Ek wil hê jy moet dit in die Bybel sien. 1 Petrus 5 vers 7 sê, 1 Petrus 5 vers 7. Hy sê, werp beteken gooi al julle bekommernis, al jou laste op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. OK, en dan bietjie vorentoe, Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus 11, eerste evangelie, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Matteus 11, vers 28 tot 30, hoor hierdie wonderlike verse. En die Here gee dit, Jesus het hierdie woorde gesê, self, hy gee dit vanmôre vir jou. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kyk wat sê hy, sê, neem my juk op julle en leer van my, want, hoekom? Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So, daar's baie verse in die Bybel wat gaan oor laste of beproewings of wat jy daarmee moet maak. Ek gaan my Bybel net hier sit. So, dit is nie goed as mense nie weet van jou laste nie, want anders moet jy alles self dra. En dit is soos 'n landmyn wat wag om te ontplof. So iewers moet ons ook ons laste deel met iemand. Maar as dit net altyd lyk asof dit goed gaan, praat ek nou oor 2 mikrofone hierso. As dit lyk of alles goed gaan, dan gaan niemand weet hoe hulle vir jou moet bid, wat hulle vir jou moet doen nie. En as ek nou sê, jy moet jou laste deel met iemand en mense moet kan sien jy te las, beteken dit nou ek moet die hele dag met 'n suur gesig rondloop en vir die hele wêreld vertel wat my laste is. Is dit wat dit beteken as ons sê jy moet jou laste deel met iemand? Is dit wat dit beteken? So wat beteken dit? As ek my laste deel met iemand, met wie gaan jy daai laste deel? Met? Absoluut, dis wat ons gelees het. Jy gaan dit met Jesus deel in die eerste plek en dan gaan jy dit met iemand deel wat jy vertrou. Ja, ek gaan dit nie uitklap vir almal nie en ek wil nie die gory detail vir almal vertel nie. Ek gaan dit vir iemand vertel wat ek vertrou. En partykeer as mens dink iemand anders het nie laste nie, nê? Sê nou maar ek kyk na enige iemand wat hier sit vanmôre en ek dink, ja, daai ou is dan happy go lucky. Hy het niks worries op hierdie hele aarde nie. Hy lewe net die lewe en hy glimlag altyd en hy's opgewek en vrolik. Is dit so? Hy is so, maar dink jy hy het nie laste nie? Nee, hy het laste. So, dit is belangrik om jou laste dan met iemand te deel. Hoekom deel ons laste met iemand? Laat iemand daaroor kan gaan loop en praat en net vir iemand anders vertel? Hoekom deel ons laste? Wat maak kinders van die Here? Ons bid vir mekaar. Ja, ons bemoedig mekaar. Stuur 'n boodskap vir mekaar. Ons sê, weet jy, ek voel saam met jou in hierdie tyd. En ons bemoedig mekaar deur die woord van God. Wat gebeur? Wat het met Maritza gebeur toe haar laste gedeel word? Hoe het sy gevoel? Hoe het sy? Ligter. Ja, sy het onmiddellik ligter gevoel. So, 2 mense het bygekom wat haar gehelp het om haar laste te dra. So sy het ligter gevoel, maar wat gebeur met die mense wat haar help om die laste te dra? Hoe het julle gevoel? Renet, hoe het jy gevoel om te weet jy maak haar las ligter? Ja, dit was lekker om te weet jy maak iemand se las ligter. En weet jy wat gebeur nie? Baie keer met my werk het ook so.
as ek 'n swaar las het wat ek moet dra, of ek weet iets is baie sleg vir my, of ek het baie bekommernisse, nie. En ek hoor van iemand anders se bekommernisse. En ek sien iemand anders dra swaarder as ek. Dan voel dit vir my of my laste dan nie meer so erg is. Is dit nie so nie? So ons is daar regtig om vir mekaar by te staan en mekaar te help, en vir mekaar te bemoedig as ons sien iemand dra swaar laste. En het julle gesien wat het gebeur? Sy het hier gestaan, hulle arms het nie geraak aan mekaar, nee? Hulle het ver weg van mekaar gestaan. So wat kan ons daar uitleer? Wat gebeur as jy ver weg is van iemand wat laste dra? Wat sê jy, Kylen? Jy sê dit. Jy kan hulle nie help nie. Ek praat nou nie, my sissies bly ver, maar ons bel mekaar baie keer. Maar ons dra mekaar se laste. Ek praat nie van fisies ver nie, ek praat van beweeg bietjie nader aan mekaar. En wat het gebeur toe hulle vingerpunte nie net meer raak nie, hulle skuif in mekaar se laste in. Nee, en help mekaar. So ons kan nie om mekaar ondersteun wanneer ons te ver uit mekaar is, ons moet nader beweeg. En ons het nou gelees wat sê die Bybel. In Galasiërs 6 vers 3, hy sê dra mekaar se laste, dis 'n opdrag. So ons is nie ontwerp om die hele wêreld se laste te dra nie, maar wie se laste kan ons help dra? Dink bietjie in jou wêreld, wie se laste kan jy help dra? Watter dag is vandag? So wie se laste kan jy help dra? Jou ma's. Is dit nou nie 'n lekker gedagte van al die ma's hier teenwoordig nie? Maar nie net vir die ma's nie, ek kan my pa se laste help dra. Ek kan my boetie of my sussie se laste help dra, ek kan my juffrou of my ouma of my oupa se laste help dra. Enige iemand wat naby is, my kollegas by die werk, die kinders by die skool, kan ons, wat naby jou is, kan jy se laste help dra. Nou, as ons moet opsom wat daai Bybelverse sê, die Bybelverse sê, dra mekaar se laste, so wat moet jy in die eerste plek erken? Die ou wat die laste dra, wat moet jy erken? Dat jy hulp nodig het, wie dit gesê? Ja, jy's reg. Dat jy hulp nodig het, erken dat jy 'n las het. Partykeer wil ons so, verskoon die Engelse woord, so macho wees, nee. Almal dink, nee wat, hierdie ou is net mooi, hy het niks laste nie. Maar erken dat jy hulp nodig het. Sê, weet jy, ek het regtig hulp nodig, met die en met daai, met die ander ding, sal jy my kan help? Dis wonderlik. En dan, wees bereid om ander te help. Wees ook bereid. Sê nou maar, hierdie tweekies aan die punt het net daar gestaan en gekyk hoe sy die swaar sakke moet in die lug hou. Sou dit iets gehelp het? Nee, as jy net kyk en toesien, gaan dit niks help nie. Maar wees bereid. Sê, Wiekie, kom ek help jou. En dit is wonderlik om mekaar se helpers te wees. Dan is hier 'n belangrike ding wat ek net wil uitlig. Weet jy, party mense wil 'n helper vir iemand wees. Maar party mense verwag of hulle is iemand se redder. So wat is daai verskil? Wat is die verskil tussen 'n helper en 'n redder? Wat bedoel ek as ek sê iemand probeer iemand anders se redder wees? Dit beteken ekskuus Orila, ek het nie jou gesien nie. Ja. Presies. Is dit 'n goeie ding? Nee, is nie 'n goeie ding. Jy's nie daar, Johan praat baie keer, ek hou van daai woorde. Jy's nie iemand anders se aardse Messias nie. Met ander woorde, iemand kyk na jou en jy moet net al die moeilikhede laat verdwyn en jy moet alles net regmaak. Ons is nie ontwerp vir dit nie. Om iemand anders, jy vat iemand anders se volle verantwoordelikheid op jou. Met daai ou, hy sit in sy, kan ek maar sê, sy lazy boy, lang bene, en jy dra sy laste. Dis nie reg nie.
Die Here het ons nie geroep om iemand anders se redder te wees nie. Elke ou moet sy eie verantwoordelikheid dra. Ons kan nie mense se verantwoordelikheid dra van die môre tot die aand nie, jy sal siek word as jy dit moet doen. So definitief nie 'n redder nie. Dan gaan jy verantwoordelikhede probeer dra wat nie aan jou behoort nie. En God is die redder. Baie keer wil die Here vir mense in 'n situasie iets leer. Dan kom ons, dan vat ons daai hele ding weg en hulle leer niks. So daar's 'n fyn lyn en ons moet mooi vir die Here vra. Ons moet mooi ingestel wees op sy stem. Om te weet wanneer moet ek 'n helper wees en gaan ek nie te ver nie. Is ek nou 'n redder? Probeer ek iemand se redder wees? En dit is nie wat die Here sê nie, want hy is ons redder. Ons kan nie verantwoordelikhede dra wat ander mense behoort te dra nie. En daarbey bedoel ek iets gemakliks, iets eendag toe dit Moedersdag is, nie, toe sê een vrou vir my, Annelie, sê asseblief vir my man, hy moet sy klere agter hom optel as hy klaar gestort het. Dan is jy 'n redder. As jy dit doen, is jy 'n redder. Want hy het ook 2 hande gekry. En ek praat nie net van dit nie, ek praat van eenvoudige goedjies. Een vrou sê ook eendag vir my, Wiekie, as my man klaar gestort het, los hy sy handdoek net daar. Sê, jene, dis 'n chick. Met ander woorde, hy kan dit neergooi, jy redder gaan, jy tel die handdoek op en jy hang dit op. Dis nie reg nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie persoonlike verantwoordelikhede. Maar ek praat van laste. Ek praat as iemand regtig swaar kry. Moenie jou laste, moenie jou gemaksigtigheid, nee, ook op iemand anders gaan laai, laat daai ou se las swaarder word nie. Goed. Nou is hier 'n vraagie wat ek wil vra. Ek wil so praktiese goedjies. En dalk kan julle as 'n gesin, nê, of as jy nie in 'n gesin is, sê vriende by mekaar of kollegas by die werk, gaan sit 'n bietjie en maak 'n lysie, maar in 'n gesin werk dit so goed. Gaan maak 'n lysie en sê, weet jy, hoe kan ons mekaar se laste ligter maak? Hierdie week net een dingetjie. So wat kan jy doen? Sê nou maar, dis Moedersdag, om mamma te help, dat my las ligter is. Okay, mamma, ek maak my eie skoolskoene skoon. Ek help dek die tafel. Ek gaan koop sommer as mamma dorp toe gaan met my sakgeldjies 'n 2 liter melk. Dink jy mamma kan dit nie betaal nie? Nee, sy kan dit betaal, maar weet jy leer wonderlike lesse daaruit. Wat kos 'n 2 liter melk? Byvoorbeeld. So, help my gou. Kom ons dink bietjie, wat kan ons doen? Praktiese goeders om iemand anders se las ligter te maak. Wat wil baie mense doen as hulle laste het, nê? Wil hulle net hê iemand moet luister. Hoeveel ore het die Here jou gegee? En vir my 2. Hoeveel monde het hy ons gegee? 1. Partykeer wil daai persoon wat 'n las dra nie, hy wil net hê, moenie raad gee nie, moet niks sê nie, moenie sê ja, ek het dit ook beleef en weet jy met my was dit so, moenie daai sê nie. Luister net. Wees 'n goeie luisteraar vir daai persoon. Wit jou mondjie toe en dan gee jy iemand 'n kans om oop te praat. En dan wil ek gou 'n bietjie praktiese raad hê. Wat kan ons doen, praktiese goedjies hierdie week om iemand se las ligter te maak? Kom sê vir my. Bemoedig, bel 'n persoon. Is dit nie 'n wonderlike manier om mekaar te bemoedig? Bel iemand wat jy weet wat swaar kry, of iemand wat deur 'n tawwe tyd gaan, of iemand wat soek is. Bel daai persoon, sê hoorie ek stel belang. In COVID tyd, bel mekaar, ons is verby, gelukkig, maar bel mekaar, stuur 'n boodskapie, stuur 'n mooi boodskapie, sê weet jy ek dink aan jou vandag. Mooi praktiese voorbeeld Frans, nog praktiese voorbeelde. Wat kan ons nog doen? Bid. Bid is 'n wonderlike, bid is die wonderlikste ding. Want ek kan hier bid vir iemand by wie ek glad nie kan kom nie. Sê nou ek bid vir al die Christene in China wat vervolg word. Ek kan nie daar kom nie, maar ek kan bid.
Hulle weet nie eers daarvan nie, maar hulle las word ligter. So, ja, en vir mekaar ook, nee Bernadette, vir die mense in ons huise en die mense met wie ons te doen kry. So, stuur 'n boodskap of bel, bid, wat nog? Prakties, kom. Waarmee kan jy maar help by die huis? Hoe sê jy? Daar raak dit nou mooi warm. Ons stofsuig, jy kan bietjie vir jou ma die huis stofsuig. Hoe klink daai een vir jou? Nog bietjie enetjie. Praktiese goedjies, kom. Mop die vloer. Wie het nog nooit 'n mop vasgehou? Ek is te bang om te vra. Anders is eerlik, hy steek sy hand in die lug. Goed, mop die vloer, wat wil jy sê? Jy het al gemop en gevee. Jou mamma is 'n ster om daai goed vir jou te leer op jou ouderdom, hoor? Jou vrou gaan eendag baie bly wees, jou mamma het dit vir jou geleer. Is daar nog ietsie? Kom, nog praktiese goedjies. Skottelgoed was. Ja, baie mense het skottelgoedwassers, maar wat moet met die skottelgoedwasser gebeur? Hy moet gepak word en hy moet weer uitgepak word. Nee. Kom, Kruimpie, wat 'n praktiese dingetjie dink jy aan? Wat kan jy doen? Was goed op te hang en kos te maak. Koffie te maak. Oh, wanneer laat jy vir jou ma en vir jou pa 'n koppie koffie gemaak en net gesê, weet jy mamma, dankie vir alles wat jy vir my doen. Of vir ouma of vir oupa. Dis sulke praktiese goedjies wat ons kan maak, wat definitief gaan meebring, laat iemand anders se las net ligter word. Want daai persoon gaan agterkom, weet jy, hierdie kind sien raak wat ek doen. Hierdie kind voel my. So, hoe kan jy jou mamma nog help? Hoe kan jy haar las nog ligter maak? Sê vir my. Met die besemvee. Jy is helemaal reg. Vaar die kombuis uitvee met die besem. Ag, dis wonderlik. Ja? Hoe sê? Ja, Jacques. Sê hard. Gras sny. Jo, dis 'n lekker enetjie daai, nee. Jacques, doen jy dit? Wonderlik, Jacques. 5 ster vir jou. En jy? Julle dektafel en julle maak die kar skoon. 'n Wonderlike ding om te doen. Ek het al nou die dag toe was ek saam toe die bus met 'n klomp kinders by die skool stop na hulle by 'n sportfunksie was. Daai bus het soos 'n varkhok gelyk. Die kinders tel nie, baie kinders tel nie hulle goeders op nie. So wees jy die een wat sê, maak die juffrou se las lig, die busbestuurder se las lig, nê. Toe sê hy ouens nee, ons kan nie hierdie bus so los nie. Ons los hierdie bus soos ons hom gekry het. Elkeen vat sy eie vuilgoed of vat 'n sak saam en kollekteer almal se vuilgoed op. Jy weet, daar's soveel maniere wat ons iemand anders se las net ligter kan maak. Goed, so ek is klaar. Dan die laaste ding wat ek wil sê. In watter posisie het hierdie middelste mense en daai gestaan? Ja, in die vorm van 'n kruis. So wie is die een wat my in staat stel om vir iemand anders daar te wees en om sy las te ligter te maak? Jesus. Ja, ek kan eers na Jesus toe gaan en ek kan vir hom sê, Jesus, help my dat ek iemand anders se las ligter kan maak. Daar's soveel honderde maniertjies so ek dit kan doen. Maar dankie dat u ook my las vir my ligter maak. So ek gaan nou nie verder uitbrei nie. Ek wil hê almal moet net hulle oë toemaak en dink, waar kan jy in hierdie week en vir wie kan jy in hierdie week? Wie se las kan jy ligter maak? En dan vra jy dit vir die Here. Vra die Here om jou te help.
Here Jesus, baie dankie vanmôre vir u woord. Dankie dat u woord so prakties is, wanneer u sê, dra mekaar se laste, vervul dan so die wet. En Here, dit is 'n besluit, dis 'n aksie. En dit eis gehoorsaamheid om onder 'n las in te kruip, in te klim. En te sê, Here, ek wil graag iemand se las dra. En nou kom die Heilige Gees en hy kom lê dit op iemand se hart. Here, dankie dat u vir ons herinner wie u wil hê, onder wie se las ons moet inklim. Dit gaan beteken dat ons vir daardie persoon gaan bid, vir hom of haar gaan bid, dat ons verantwoordelikheid vir hom of haar gaan neem om hulle te bemoedig, omdat ons graag hulle las wil ligter maak. Dra mekaar se laste. Bid vir mekaar. En dan sê u, kom na my toe. Bring daardie las na my toe. En Here, wat 'n voorreg het ons om iemand te kan hê, soos Jesus. Iemand na wie toe ons kan kom met al ons laste, al ons bekommernisse. Want u sê, werp, 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op my. Hoekom? Want ek sorg vir julle. As ons daai teks agterste voor hom lees, dan sê hy, omdat hy vir my sorg, daarom kan ek my bekommernisse na hom toe bring. Dankie daarvoor, Here Jesus. Heilige Gees van God, gaan voort. Bereik u doel deur hierdie woord vanmôre na ons harte toe gekom het. Baie dankie daarvoor. Seën vir Annelie ook, Here Jesus, met die keer van u seëninge. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net een vers. Gerard, skryf my daai lied so lank op skerm. Burdens are lifted at Calvary. Ek weet nie vanmôre wat in jou hart aangaan nie. Maar ek wil vir jou teksvers hê, jy moet soontoe blaai. Blaai gou vir my na Lukas toe. Lukas 7 vers 14. En as ons hierdie lied gaan sing, wil ek hê jy moet vrymoedigheid neem om te doen wat hierdie vers sê. In my stilte tyd in hierdie week lees ek hierdie vers. En hierdie gedeelte gaan juis daaroor dat Jesus was op pad gewees. Hy was op weg na 'n stad met die naam van Nain, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. Klein woordjies wat 'n verskil bring. Vers 12 sê, en toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra. So Jesus stap in en hulle bring die dooie uit. Interessant hè. Dis 'n verskil wanneer Jesus instap en hulle dra die dooie uit. En dan hierdie vers 13. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. Dit is Moedersdag. En hy sê haar gevoel, hy het innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. Hoor nou hierdie vers. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Wil jy hê dat Jesus jou moet aanraak? Wat is jou behoefte vanmôre? Deur Jesus aangeraak. Wonderlik, nee, wanneer 'n mens deur Jesus aangeraak word. Net daar by jou stoel kan hy vanmôre vir jou kom aanraak. Ons gaan afsluit met hierdie lied. En dan sê hy, burdens are lifted at Calvary. Here, hier's 'n las. My man weet nie eers daarvan nie, my kinders weet nie eers daarvan nie. Hoor gou mooi. Bring dit na Jesus. Dit wat al nie gesê het, hierdie dames het in die vorm van 'n kruis gestaan, u bring dit. En dan sê u, Here, ek het so nodig om deur Jesus aangeraak te word. Is dit reg? Sal jy dit doen? Dis mooi woorde. Jesus gaan uit. Hy gaan in, hy kom in na u toe, terwyl hierdie uitgaan. Kom ons staan en sing ons hierdie lied.